Here, dankie dat ons vir aan U vanoggend net al die eer kan gee. Die eer vir die pad wat U met ons stap, hoe U elkeen van ons onderhou, hoe U elkeen van ons beskerm, hoe U elkeen van ons vashou, Vader. Dankie vir die liefde vir ons. Dankie vir die waarheid in ons lewens. Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend by mekaar te kan kom in U naam. Dankie dat ons as vriende by mekaar kan kom, as mense wat vir mekaar omgee. Dankie dat ons U in elkeen kan sien. Here, ons eer U as ons God en ons Here. Ons kom na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus vanoggend. Here, ons kom bid en ons vra vir U beskerming om ons. Ons vra dat U ons sal toevou met U beskerming, Vader. Vader, in die tye waar ons leef, in die plekke waar ons beweeg, kom bid ek dat U ons veilig sal hou. Dat U hand oor ons sal wees. Vader, ek kom bid so vir elkeen van ons geliefdes vanoggend. Die wat U nie ken nie, die wat harte vir harte teenoor U. Ons kom vra dat U hulle so sal kom intrek. Dat U skanse sal afbreek, dat U oë sal oopmaak, dat U genadig sal wees. Here, ons kom roep hulle nou so in Jesus se naam. Vader, ek kom dink ook so sommer aan ons families en ons uitgebreide families en verhoudinge. En ek kom bring dit so voor U vanoggend, Vader. Ek kom vra dat U sal kom herstel bring waar herstel gebring moet word. Dat U kom bande vernuwe waar bande vernuwe moet word. Dat U se lig kom werp op seer. Dat die seere sal kom genees. Ons kom kanselleer so woorde wat gespreek is wat seer maak. Dade wat gedoen is wat seer gemaak het, kom kanselleer ons so in die naam van die Here Jesus Christus. Ons kom vra dat U sal kom heling bring. Dat U sal kom nuut maak. Vader, ek kom dra ook so ons kinders aan U opvolging. Kom bid vir ons kinders se toekoms, vir hulle planne, vir hulle werke wat wag, vir hulle huweliksmaats. Kom gee dit alles so in U hand. Ons vertrou U daarmee vanoggend, Vader. Vader, dankie vir die woord wat die waarheid is, die woord wat kragtig is, die woord wat neergeskryf is onder leiding van die Heilige Gees. En dankie wat ons vanoggend weer in die woord kan indelf. Vader, dankie vir Johannes wat op sy ou dag gesit het en besluit het om nog 'n evangelie te skryf. Vir ons te wys dat U Seun Jesus Christus waarlik God is. Dankie dat ons in hierdie evangelie kan indelf en dat U dit vir ons oopmaak. Dankie dat dit deel maak van ons en dat ons kan sien dat Jesus waarlik God is. Dankie vir die woorde van waarheid. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Johannes begin hierdie evangelie skryf toe hy reeds 'n ou man was. Hy volg Jesus al vir jare. Hy ken Jesus. Hy het ook geweet wat met sy mede-apostels gebeur het. Hy het self ook vervolging beleef. Ons praat van vervolging, ons praat van swaar kry vandag. En ek dink nie wat ons vandag beleef kan opweeg teen wat die apostels beleef het nie. En ook nie teen dit wat nog kom nie. Hierdie mense het in 'n ander tyd geleef. Ek en Elisabeth was die week in die Colosseum in Rome. Daar het ek 'n besef gekry van die werklikheid om in daardie tyd te geleef het. Die werklikheid om in daardie tyd 'n gevangene te wees. In hierdie Colosseum het 'n houtvloer gehad en onder die houtvloer was 'n verdieping in die grond. Hier onder die grond is die diere en die gevangenes aangehou. Nou ventilasie en higiëne was beslis nie 'n prioriteit nie. 20 huisbakke wat deur 8 mense 11 bedryf is, het die gevangenes, die diere en die vegters tot groot vermaak van die skare na die arena se vloer gebring.
Nou hierdie houtvloer was met sand bedek en deur hierdie sand het die diere en die wat teen hulle moes veg verhuis. Daar was 'n posbeskrywing genaamd die Sandman. Sy span se werk was om die bebloede sand na 'n geveg uit te neem en te vervang met nuwe sand. Johannes weet van dit als. Die Christene weet van hierdie vervolging en hulle hou vas aan Jesus. Johannes skryf hierdie evangelie en as ek na die inleiding hiervan kyk en dit byvoeg saam met die inleiding van Romeine, dan wonder ek baie keer of ons fokus nie verkeerd is nie. Ons sê, kies vir Jesus, kies vir God. Ek dink, hulle uitgangspunt was, dat die keuse was om teen Jesus en teen God te kies. Dis net so effens 'n verskywing van fokus, maar nou kies die persoon om teen die lewende God te kies. Teen die een wat die hemel en die aarde geskep het te kies. Teen die een wat die skepping onderhou het te kies. Vir die apostels, vir die Christene wat hulle geloof verdedig het in daardie arena, was daar nie 'n ander keuse nie. Hulle kon nie teen God kies nie. Vir hulle was Jesus, was God so werklik. Hulle kon nie teen Jesus kies nie. Jesus self het gesê, wie nie vir my is nie, is teen my. Miskien is dit 'n ander inslag op gelowiges se oor om te besef, op ongelowiges se oor om te besef, dat hulle aktief besig is om teen God te kies. Voor ons verder gaan met die inleiding, lees ons die eerste 18 verse van Johannes 1. Terwyl ons lees, onthou wat ons gesê het, dat ons het as die woord Johannes geskryf het as Logos. Logos was die naam wat die filosofe in Efesus gegee het vir die onpersoonlike mag en krag wat alles geskep het en die skepping onderhou. Johannes kom nou en hy wys vir hulle dat hierdie onpersoonlike mag of krag, dat dit nie 'n onpersoonlike mag of krag is nie, maar God is wat mens geword het. Onthou dit soos ons lees. Ons lees Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie dit van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Hierdie is so 'n voorsmaakie van die rykdom van die evangelie van Johannes. Voor ons egter daarin self delf,
moet ons eers verder kyk na die hoekoms en die waaroms hy dit geskryf het. En hy dit soveel besluit het om dit te skryf soveel later as die ander evangelies. Ons het dan die woord logos wat uitstaan in die gedeelte en waarmee hierdie evangelie begin. 'n Ander woord wat 34 keer in die evangelie voorkom is lewe of life. Ons het gesien dat hy die evangelie skryf sodat Christene kan aangaan om te glo, maar ook kan aangaan om te leef. Hierdie lewe volgens Johannes is dan oorvloedig en heilig, maar dit is ook tot in ewigheid. Hy plaas dan hierdie lewe in kontras met dit wat dit beteken vir die gelowige. Ons kyk na 'n paar daarvan. Hy skryf oor die lewe teenoor die dood, oor lig teenoor duisternis, waarheid teenoor leuns, vryheid teenoor slawerny, liefde teenoor toorn. Kom ons kyk wat Johannes sê oor hierdie onderwerpe. Lewe teenoor dood. Hy skryf dat gelowiges wat die lewe in Christus besit, nie die doderyk sal sien nie. Lewe gaan aan na die dood. Die dood kan nie die lewe in Christus aanraak nie. Hy plaas dan die wat verseker gaan sterf, die wat teen Christus gekies het, teenoor die wat die ewige lewe besit. Jesus sê dat sy Vader se wil is dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal beerwe en op die laaste dag sal opstaan. Lig teenoor duisternis. Hy skryf ook oor die kontras tussen lig en duisternis. Jesus praat daarvan om nooit in die donkerte te loop nie. Hierdie is 'n morele donkerte. As ons saam met hom loop, het ons nooit iets om weg te steek nie, om geheim te hou nie, want ons loop nou in die lig. Donkerte word gebruik as 'n metafoor vir dood en vir die afwesigheid van God. Jesus sê dan, ek is die lig vir die wêreld. Wie my ook al volg, sal nooit in die donkerte loop nie, maar sal die ewige lewe besit. Waarheid teenoor leuns. Ons het gepraat van die 3 stappe wat hy beskryf het. Aanvaar die waarheid, leef die waarheid, hou vas aan die waarheid. In hoofstuk 8 het ons egter 'n hele gedeelte waar Johannes 'n debat tussen Jesus en sy teenstanders, die wat teen hom gekies het, beskryf. Hier plaas Jesus die waarheid teenoor die leuns in kontras. Die woord vir waarheid en die woord vir werklik is dieselfde in Grieks as ook in Hebreëus. As ons in die waarheid lewe, leef ons dus in die werklikheid. Wanneer ons die waarheid, die werklikheid ken, dit is wanneer ons vry sal wees. Dit bring ons dan by vryheid teenoor slawerny. Hierdie was 'n gesprek tussen Jesus en die Fariseërs. Hulle het volgehou dat hulle nog nooit slawe van enige een was nie. Dit terwyl hulle vergeet het van Egipte. Jesus antwoord hulle dat elkeen wat sondig, is 'n slaaf van sonde. Elke keer wanneer ons sondig, versterk ons die gewoonte van sondig en raak die sonde sterker en raak ons 'n slaaf van hierdie sonde. Dit is wanneer die Seun ons vrymaak. Dit is wanneer ons werklik vry is. Liefde teenoor toorn. Johannes is baie duidelik hieroor. 'n Persoon is onder God se liefde of onder God se toorn. Daar is niks in die middel nie. Die gevolge hiervan is duidelikheid in die ewigheid. Almal ken Johannes 3 vers 16. Maar wat van Johannes 3 vers 18? Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Johannes skryf dan oor die werklike lewe. Dit is wanneer ons in verhouding is met Jesus en die Vader. Dit is 'n lewe in die lig en die waarheid, in vryheid en in liefde. Luister wat Jesus tot die Vader bid oor die ewige lewe, Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus,
waardeur U gestuur is. Die ewige lewe is om Jesus Christus en God te ken. Wie die ewige lewe, die wat Jesus Christus en God ken. Daar is natuurlik baie om oor uit te brei oor die woord ken hier, maar ons hou dit vir wanneer ons daar kom. Johannes is dan ook die evangelie wat ons die meeste vertel uit die 4 evangelies oor die Heilige Gees. Dit is deur die Heilige Gees wat ons die lewe kan leef, wat hier deur Johannes beskryf word. In die evangelie kry ons dan leerlinge rondom die Heilige Gees. In hoofstuk 1 het ons Johannes die Doper wat beskryf hoe hy gesien het dat Jesus met die Heilige Gees gedoop word. En dan gaan hy aan en sê, Jesus is die een wat ander met die Heilige Gees sal doop. In hoofstuk 3 het ons Jesus wat vertel hoe ons weer deur die water en die Gees gebore moet word, om die ewige lewe te beerwe. In hoofstuk 4 het ons Jesus wat van die Gees praat as lewende water. Ons leer dan dat ons in die waarheid en die Gees moet aanbid. In hoofstuk 7 gaan Jesus aan die einde van die droë seisoen na Jerusalem en hy woon die hittefees by. Die gewoonte by die fees was dat die priesters groot beker met water uit die poel van Siloam gaan trek. Terwyl hulle dan bid vir die vroeë herfsreëns, het hulle hierdie water op die altaar uitgegooi. Dit is dan by hierdie geleentheid wat Jesus uitroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en ek sal hom lewende water gee, wat uit hom uitvloei. Hier verwys Jesus na die Heilige Gees, wat die sal ontvang, wat in hom glo. In hoofstuk 14 tot 16 sal ons lees van die nuwe vertrooster, wat kom, die Gees van die waarheid. Die Griekse naam vir die Heilige Gees is Paraklete. Para beteken langsaan en kletes beteken geroep. Die Heilige Gees is dan die een wat geroep is om langs ons te staan. Die Heilige Gees word ook beskryf as die een wat net soos Jesus is. Hy sal voortgaan met die werk van Jesus op aarde, die mense van sonde bewus maak, regverdig wees in oordeel, krag gee aan gelowiges, en die Heilige Gees is die een wat ons herinner en wys na Jesus. In hoofstuk 20 kry ons Jesus wat sy volgelinge voorberei vir die dag van Pinkster, Pentekost. Hy gee dan vir hulle teken, sowel as 'n opdrag. Die teken is Jesus wat op elkeen blaas, en die opdrag is, ontvang die Heilige Gees. Hulle het nie toe iets ontvang nie, maar dit was 'n voorloper van dit wat sou kom. Na die hemelvaart sit hulle saam in 'n vertrek op Pentekost. Hulle het die wind gehoor en is herinner aan wat Jesus gedoen het. Hulle het toe die Heilige Gees ontvang. Die evangelie van Johannes het ons hierdie merkwaardige evangelie, wat totaal verskillend is van die ander 3 evangelies. Johannes is die een wat die naaste was aan Jesus in sy tyd op aarde. En sy behoefte is dat ons nie net sal weet wat Jesus gedoen het soos die ander 3 evangelies nie, maar dat ons sal besef wie Jesus werklik is, dat Jesus werklik God is. Hy is ook gefokus daarop dat gelowiges nie koers sal verloor nie, met valse leerlinge of halwe waarhede rondom Jesus nie. Johannes is die ooggetuie van wat Jesus gesê en gedoen het. In Johannes kan ons sien dat Jesus waarlik God is, wat mens geword het. Johannes bring ons dan by 'n plek waar ons kan aangaan om nie net op Jesus te vertrou nie, maar ook aan Jesus gehoorsaam te wees. Dit bring ons by die einde van die inleiding en die begin van die woord, die begin van alles, die begin van Johannes. Kom ons begin deur weer verse 1 tot 4 te lees. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Nou wanneer iemand 'n biografie skryf, staan hy voor 'n keuse. Waar sal die storie begin?
begin hy by die persoon se publieke lewe, waar hulle verskil begin maak het by die geboorte en dan die ouers of dalk die voorgeslagte insluit. Hoe ver moet die skrywer teruggaan sodat dit nog van toepassing is? In die Bybel het ons 4 evangelies of biografieë van Jesus se lewe. Elkeen van hulle begin op 'n ander plek om sy lewe te beskryf. Markus, wat natuurlik deur Petrus beïnvloed was, fokus op die 3 jaar van Jesus se lewe waar hy 'n publieke figuur was en waar hy invloed gehad het. Hy begin by Johannes die Doper. Markus se doel is om Jesus as die seun van die mens te beskryf. Hy wys dan na Jesus as 'n mens tussen ander mense. Matteus voel hy moet so 'n bietjie verder terugkyk. Hy voel dit sal goed wees om by Jesus se geboorte te begin. Hy sluit dan ook die voorgeslagte aan, aangesien Jesus dan 'n Jood is Matteus hoofsaaklik vir die Jode geskryf van sy tyd geskryf is, gaan hy terug tot by die voorvader Abraham. Hy beeld dan vir Jesus uit as die koning van die Jode. Lukas sê nee, Jesus kom vir die hele wêreld, nie net vir die Jode nie. So hy gaan terug met die voorgeslagte tot by Adam. Johannes het as 80-jarige al vir Jesus byna 60 jaar gevolg en geken. Hy het die ander evangelies gelees, hy het dit bestudeer en besluit om te skryf oor Jesus as die seun van God. Nie wat hy gedoen het nie, maar wie hy is. Hy gaan dus terug tot verby Abraham, verby Adam en kom uit by die begin van die Bybel.